3000 uitvoerende kunstenaars. 56 lande. 1 wêreldkampioenskap. Sangers. Dansers. Modelle. Akteurs. Instrumentaliste. En 'n verskeidenheid van kunste. Rian en Bian volg span Suid-Afrika en span Namibië na Los Angeles. Alles om die aandag te probeer kry van Hollywood industrie spesialiste. Hollywood, hier kom ek. Vandag in Hollywood hier kom ek. Ons gaan maak 'n draai by Universal Studios saam met 'n bekende akteurspaar wat tans in Los Angeles bly. En ons gaan loer in by die repetisies van die finale gala aand. Vandag gaan ons rondloop by Universal Studios en ons het die akteurspaar James en Anel Alexander genooi om die dag saam met ons te spandeer. Anel het bekendheid verwerf in die CP7 laan en het ook in die film Semi Suit gespeel wat sy en James saam vervaardig het. James is bekend vir sy rolle in onder andere The Wild en Binnelanders. James, Anel, baie dankie dat julle saam met ons by Universal Studios kom kuier hier op Hollywood. Hier kom ek. Dis ons groot verg dat julle hier is. Welkom in La La Land. La La Land, uiteindelik, ja. Ek dink ek kan my huis sien van hier af aan. Ja, julle bly letterlik net hier om die hoek, nee. Kom ons gesels 'n bietjie oor Suid-Afrika versus La La Land. Is dit vir julle lekker om hier te bly? Ja, maar ons mis die biltong verskriklik. Ons is in een butchery hier wat lekker Suid-Afrikaanse biltong en droë wors maak. En ja, so al die En jou ma, jy moet sê jy mis jou ma ook. En ja, ek mis my ma, Ja. maar ek mis veel. So ja, dis een van die groot nadele van hiernatoe trek. Dis 'n wonderlike avontuur vir ons. Ons is hier vir nou amper 2 jaar. Ja. Ek dink ons het gekom om te kom leer, om 'n bietjie avontuur te hê en ek sal sê ons het daai boksie al lekker getik. Ek sê vir mense dit is om hulle uit te trek is regtig soos 'n rollercoaster ride. Daar is soveel oppe en affe en aan die een kant is dit ongelooflik opwindend en aan die ander kant is mense gereeld ook soos wat het ons gedoen? Maar op die oomblik, ja, ons weet ons moet hier wees en ons love LA. Fluffy unicorns. What's the horn? Daar's baie duisende Suid-Afrikaners wat in Suid-Afrika bly en dink La La Land is hierdie liggies, dis fame, dis fortune, dis maklik. Het julle dit maklik ervaar of ondervind om hiernatoe te kom of was daar uitdagings? Niks van Hollywood is maklik nie. Ek dink ongelukkig is dit 'n groot leuen wat die TV versprei is dat dit is net en mense Dit kom. kan maklik wees, maar dit gebeur vir baie min mense, jy weet, waar jy hoor die storie van hy het skielik net ontplof. En dit kan gebeur, dis die ding van Hollywood, maar dit gebeur baie min. Ja. En die ander 99% van die mense wat hier kom, hulle werk hard. Mense soos Neil Sandilands, jy weet, hy was hier vir 5 jaar voordat iets regtig vir hom gebeur het. En dis meer die storie vir dis wat Die meer algemene storie is, dit vir- vat ongelooflike baie harde Jy werk. begin van voor af en jy begin al die mense ontmoet en goeie so. Maar ek dink die groot ding hier is daar is baie meer geleenthede as wat daar in Suid-Afrika is, net omdat die mark hier soveel groter Maar daar is baie meer mense wat daai geleenthede wil hê en dit is aansienlik moeiliker om daai geleenthede te access. Ja, niemand het my dit gesê. Ek sal vir jou 'n prentjie teken. Deel van die memo nie. Ja. Nee, Maar James, jy was skaars 2 jaar in Los Angeles voordat jy jou eerste rol in 'n Keanu Reeves fliek losgeslaan het. Ja. Vertel ons 'n bietjie meer daarvan. Ja, dit was fantasties. Jy weet, ek het die brief gekry van my manager af, Suid-Afrikaanse karakter. Hy was oorspronklik 50 tot 60, ex-military ou. Ek het so probeer, my vriend het my gehelp, het dit gelag, gesê luister, dit werk nie. Met die audisie. Met die audisie. Sy het doen dit net soos jy dit wil doen. Toe doen ek dit, ek stuur dit af en ek het gedink nooit gebeur nie. And I got the call and they were like, we want you. Toe vlieg hulle jou Rusland Ek het toe. Rusland toe gegaan vir 'n week, daar geskiet. Keanu Reeves is amazing, een van die gaafste, niceste mense waarmee ek al gewerk het in my lewe. En ja, ons was hierdie week in New York by die premiere and it's just been, yeah, I mean those kinds, that's I think one of the things here that's super cool, like, you know, you're washing dishes in the morning, waiting for the phone to ring, and then 2 weeks later you're in Russia shooting with Keanu Reeves.
So that was a big highlight and a real treat. So, yeah. James en Anel, ons het pas die Hollywood Studio Tour gedoen. Dit is ongelooflik. Die spesiale effekte speel so groot rol in die maak van 'n fliek. Het julle opinie verander toe julle in Hollywood aankom en besef dat hierdie goed so groot effek op 'n fliek het? Absoluut. Ek dink aan die een kant ek's mal oor die magic van movies. Dis hoekom ek doen wat ek doen. Ek's mal oor om stories te vertel op die manier wat ons dit doen. Maar ek dink om hier te kom besef mens so bietjie meer hoe die binnekant van dit werk en dan daar is so tyd wanneer die illusie bietjie van dis eintlik alles net smoke and mirrors en dan word jou jy weet, ek wil sê hierdie wonderlike image wat jy gehad het daarvan so 'n bietjie geshatter, maar dan op 'n stadium kom jy weer aan die ander kant verby en dan word dit weer so dit is regtig absoluut incredible dat mense reg kry op movies deesdae. En ek dink die mense by die huis besef die groot doel wat 'n tegniese span het. Yeah. Jy as akteur opstel, sien al hierdie dinge gebeur. Ja. Ek seker dit gee vir jou 'n nuwe respek vir mense wat in hierdie rigtings instudeer. Yeah, I think what Anel said about it being such a collaborative team sport, you know, like you're such a small part of what's happening and you look around you, you know, and there's a crew of 100 people around you making everything happen. En ek dink ander ding wat hier gebeur is ons ontmoet mense van ons bure wat in die industrie is en dan werk hulle op met special effects op, jy weet, van die Marvel goeters en hulle vertel vir jou stories, jy weet. So daai illusie is nog meer geshatter, maar ook dis ook baie cool stories wat jy by hulle hoor van hoe hulle dit gedoen het en hoe hulle dit reg gekry het. So yeah, it's like you lift the veil, but it still looks pretty cool. Die lewensles is moenie alles glo wat jy op TV sien nie. Natuurlik. Universal Studios was net dit was net 'n belewenis en 'n half. Ek was laas jaar daar, maar dit was hierdie jaar net soveel beter vir my. Ek het dit verskriklik geniet. Ek, my ma en my suster het op al die rides gegaan behalwe die mammie want ek hou nie van rollercoasters nie. Ons het ook die Jurassic World ride gedoen en ons was pap nat. I remember going to my mom's work and she had this little brochure of Universal Studios, which I always used to read. And I always used to say oh, I wish I could go there and I want to go there someday. And to be there, it was just amazing. Het was my baie interessant geweest om te sien waar al die flieks geskiet het. En ons het die Jurassic Park se kar gesien met werklik die fliek gebruik was, met al hulle cool rides wat daar is. Dit was vir my verskriklik lekker. Universal Studios was baie lekker. Ek het dit glad nie verwag nie. Ek het geweet dit gaan lekker wees, maar ek het nie gedink dit sal so lekker wees nie. So I won this at the Silly Fun Land. It's the Minion Unicorn. Yeah, the one from the Minions. It took me a while to get this. Dit was vir my baie interessant om te sien hoe sommige mense dit normaal opvat as alledaags met hulle gebeur. Ons het hierdie sippie kappies dingetjies gekry. Dit was lekker, dan koop jy hulle, dan kan jy enige plek refill waar hulle fountain het. Baie dankie vir hierdie want dit was so warm geweest. One of the highlights for me was the studio tour. Guys, I saw Mr. Pinky's hefty hideaway set from Hairspray Live, which was like, okay, I'm okay. Een van die hoogtepunte is Universal Studios se lewendige vertoning op die stel van die fliek Waterworld, waar die akteurs gedeeltes uit die fliek uitbeeld. She's getting away. So kom 'n lang maar lekker dag tot 'n einde. Net hierna begin die repetisies vir die gala finaal. Die voorbereiding vir die finale showcase begin in alle erns. Hierdie is 'n topskaalse produksie uit die hart van Hollywood wat vervaardig word deur industrie-spesialiste op 'n professionele verhoog met van die beste klank en beligting.
hele kleedrepetisie is 'n hele lang wagproses. Jy's op stage, dan moet jy af en dan moet jy weer op stage, en af en dan weer op. En dan weer af. Oh, the fly is everywhere. You could be the fish you stopped us. And she was like, "Goed te gaan back." Die repetisies verg die heeltydse herhaling van koreografie, plasings en wanneer jy moet op en van die verhoog afgaan. 3 weeks later, we are still in Madrid, as Madrid is 400 miles from the nearest ocean, but the stubborn man is set still. We know everything we've done, but it vanished with a beating drum. 'Cause we know that the night is endless. Terwyl die deelnemers besig is om te repeteer vir die finale konsert, het ek en Bian besluit ons kom terug Hollywood toe by die Walk of Fame om 'n laaste besoek af te lê. En vir ou laas na Charlize Theron, ons eie Suid-Afrikaanse ster, se ster te kom kyk. Kom ons kyk, hier is Daniel Radcliffe. Hier is Celine Dion. Celine Dion. Wow. My heart will go on, Celine. Michelle Pfeiffer. Matt Damon, hy was daarmee in Suid-Afrika met in 'n Suid-Afrikaanse fliek met Invictus. Forrest Whitaker. Harrison Ford. Kevin Costner. Anthony Hopkins, ladies and gentlemen, Silence of the Lambs. And here she is, Charlize Theron. Charlize Theron, Suid-Afrika se eie ster. Charlize Theron. Theron of Theron? Charlize Theron. Ek en Rian is redelik staarstrak op hierdie oomblik. Ek weet nie van jou nie. Ek is so, dit voel onwerklik. Charlize Theron het self hierdie ster hier kom neersit. Hier het sy gestaan hier waar ek en jy nou staan. Maar van dit gepraat, net hier agter het sy ingegaan by die Dolby Theatre en dit is waar hulle jaarliks die Oscars aanbied. Hierdie hele straat word toegemaak met 'n rooi tapijt. Hoe amazing is dit nie? Vir 'n week en 'n half lank kan niemand hier beweeg nie, want dan kom die wêreld se grootste, se bekendste kunstenaars na Hollywood. Nie net enige rooi tapijt nie, die rooi tapijt is 150 vierkante meter groot oor hierdie hele straat. So kom ons gaan kyk bietjie binne. Wat baie interessant is, as ons nou ingaan, kan jy sien elke liewe jaar se beste film van die jaar word vir jou uiteengesit. Kom ons gaan in. Ook baie interessant is dat die Dolby Theatre of die Dolby Theater waar die Oscars aangebied word, in 'n winkel inkopiesentrum is. Nou, jy kan sien daar is rokke wat ten duurste is, ten duisende rande, so goeders wat hier verkoop word, maar al hierdie goed word toegemaak en hierdie hele plek word omskep in 'n sprokiespeurverhaal. Hier word gordyne gehang, standbeelde ingedra, die karre stop net hier voor, een hengse rooi tapijt tot daar. En daarvoor is die Dolby Theatre waar ons gaan besoek. Maar ek het The Sound of Music gekry, die beste film van my, en hy saam met nog 'n tweede beste en dis My Fair Lady. Kom ons gaan kyk. En daar is hy, my gunsteling fliek van 1965, The Sound of Music. Ook my tweede gunsteling, My Fair Lady van 1964. En ek moet sê, ek is mal oor The Sound of Music. Jy het dit gekyk? Want the hills are alive with the sound of music. Ek is nie 'n sanger nie. Maar kom ons gaan in, kom ons gaan kyk. Nou ja, dit was 'n ongelooflike ervaring. Ons kon ongelukkig nie die kameras invat by die Dolby Theatre nie. Dis nou wel 'n film waar hulle films toekennings doen, maar ons mag nie die kamera invat nie. Ons het foto's geneem. Ek kon my oë nie glo toe ons al instap en om te dink dat die sterre reg deur al die trappe op by daai deure ingaan. Charlize Theron, Meryl Streep, Meryl is Bruce my Willis. gunsteling, jammer Charlize. Almal van hulle sit daar en ontvang hulle goue Oscar toekennings. Wat het jy gedink van daai Oscar? Ja, daar's 'n regte Oscar, soos wat jy nou kan sien, is daar 'n regte Oscar binne in die Dolby Theatre. Dis net om te wys hoe 'n Oscar lyk. En baie interessant, hy's van regte goud gemaak aan die buitekant. Hulle wys ook vir die proses van hoe hulle 'n Oscar maak. En dit is regtig, ek dink 'n ongelooflike voorreg om daai ding te kan kry en vir die wêreld te sê ek is een van die bestes in die wêreld.
En interessant was vir my gewees dat hulle sê, sodra jy 'n Oscar ontvang het, mag hulle in 'n privaat gangetjie agter staan waar dit met goue gordyne toegemaak word, sodat hulle 'n oomblik van glorie mag geniet. As hulle wil huil, lag, dis heeltemal privaat, niemand kan jou daar sien nie. En almal kry 'n Oscar wat nie 'n naamplaat op het nie, want niemand weet wie die wenner is tot daar die koevert oopgemaak word. Die naamplaatjies word na die tyd opgesit, sodat jy kan sien in die foto waar Leonardo DiCaprio eerder sy naamplaatjie opgesit het. Hier gebeur alles op 'n heeltemal ander trant. Hollywood, hier kom ek. Ons Walk of Fame besoek word kort gesny, want van die deelnemers moet hospitaal toe. So op pad op die trein terug na die hotel toe kry ons 'n oproep wat sê dat een van die paaldansers het seer gekry tydens die rehearsals of dan die repetisies en ons moet haar hospitaal toe vat. Nou sit ons hier by jou. Wat het gebeur? Ons was by rehearsals gewees en ons het een van ons moves gemaak wat 'n drop is en ek hou agter by die paal vas en ek het nie vinnig genoeg laat gaan, so my arm het bietjie vasgehak, so. En hoe het jy dit ervaar toe dit gebeur het? Ek het onmiddellik toe sy gedrop het, toe hoor ek daai knak, soos 'n daai geluid en toe ek kyk, toe lyk dit of ek 'n pop vashou. Toe hang sy net daar en toe het ek onmiddellik geweet, okay, hier is 'n probleem. Nou, wat gaan gebeur? Gaan julle nog kan deelneem? Ek sal hoor wat die dokter sê, maar ek sal dans. Wil jy? Ek wil. Ons sit nou by die St. Mary's Hospitaal waar die paaldanser nou in is en ons wag om te hoor wat die dokter sê of sy kan deelneem, hoe ernstig haar besering is of nie. En dis nogals 'n baie stresvolle ervaring moet ek nou sê. Ons ken nie die land nie, ons ken nie die mense wat hier inkom nie, ons kan nie altyd mekaar se taal verstaan nie. Maar die beste is om nou om te sit en wag en te kyk wat gebeur. Kan nog 'n rukkie vat so. En wat het hulle gedoen? Hoe was die proses toe nou ingegaan het? Hulle het dit my hele arm gevoel en hulle het gevra dat ek hom beweeg. En toe sê sy net vir my, daar's niks gebreek hier, maar ek het seker iewers seer gekry. So ek moet hom nou net beweeg en stretches doen en dan hopelik gaan hy môre nie styf wees nie en dan mag ek maar dans. So, jy kan dalk dans? Yes. Ons gaan weer daar. Is jy opgewonde? Baie opgewonde, maar ons sal sien hoe môreoggend sy voel en dan sal ons besluit. So pas terug van die hospitaal af en die twee paaldansers is op pad na die Ghosties toe want hulle wil nie 'n geleentheid mis hier in Los Angeles nie. En ons is op pad om te kyk of hulle Ghosties wie hulle wil sien en wat gebeur en it's all systems go. So kom ons gaan. Alhoewel Sonja seer gekry het, het sy haar alles gegee en verder gaan repeteer. Charlie en Sonja neem deel as die Swakopmund Paaldans Fitness en wil baie graag daardie groot toekenning huis toe bring. Vanaand is 'n groot aand. Ja. Jy staan die kans om die Game time. champion in die acting afdeling te wen. Ja, Wat gebeur backstage so? Hoe voel dit? Is dit Dis lekker. Things, Dis almal lekker. rustig. Ja, alles alright. Hulle is almal rustig nou, maar hulle hou die spanning vir later. So, maar hulle is reg. Almal's reg. It's a nice vibe. Everyone's singing in circles or teaching each other dance moves. En vertel ons 'n bietjie meer van die klere wat jy gaan aantrek vanaand. I was just wearing a white collared shirt with a black tie and black smart pants with smart shoes and a snor. Amazing. Okay, Matthew, go and get yourself ready. We'll see you later. Okay, cheers. Minka, Ja. ek is seker hierdie is seker die grootste oomblik van jou lewe. Dit is, ek is baie opgewonde want ek ontmoet baie mense. Wat gebeur alles hier agter die skerms vandag? Ons het nou net van oefening afgekom en hulle het vir ons gewys waar gaan ons by mekaar kom as ons iets gewen het. Sê 'n bietjie vir my, hoe maak 'n model reg? Dis soos hierdie. Wat moet jy alles vandag doen? Moet jy ook komkommers op jou oë sit, vir 'n massering gaan, manicure, pedicure en wat se keur alles? Hoe ek reg maak is net ek kry soos hoe kan ek dit nou sê? Ek kalmeer myself net. Ek
gaan na my gelukkige plek toe in my kop of ek sit net soos musiek in my ore en luister net na musiek of so iets wat jou rustig maak en dan doen jy net jou make-up, maak seker al jou goed is reg, al jou skoene is reg gepak, jou make-up en alles is mooi en hare is reg en alles is net reg neergesit, net reg vir jou om aan te trek, uit te trek en te gaan. En hoeveel verskillende kledingstukke gaan jy vanaand verskyn? Ek gaan in 2 verskillende kledingstukke verskyn. Een is my aandrok wat ek in die hele tyd gaan loop. Die een wat ek voorheen geloop het, die Pau 1, ek loop in hom weer. So jy het nou gesê is 'n klein bietjie teleurgestel dat jy nie ook met 'n R15.000 se rok vanaand gaan verskyn nie. Maar ek voel dis 'n groot eer dat jy met 'n trots Suid-Afrikaanse rok gaan verskyn. Die enigste een tussen almal. Ek is die enigste een wat met my eie rok loop, so ek dink dis 'n baie groot eer dat ek 'n rok van Suid-Afrika kan aantrek wat net soos dis uniek van almal. Almal het hierdie korterige rokkies en dan kom ek met die lang rok. Ek gaan uitstaan, dit weet ek klaar. Ek het vir Nienke hierdie uitrusting gemaak omdat dit spesiaal is en dit is baie na my hart om met pouvele te werk en dit is net vir my 'n mooi simbool op die einde van die dag. Kian, is it your first time having an awesome backstage pass like this? In fact, it is. It really is. And how are you feeling about that? To be honest, kind of nervous and really excited. It's really good. What are you expecting from the showcase tonight? Do you know, this is my first year. I really don't know, but I hope for the best. Liam, what's happening here? I'm just practicing for the showcase tonight. And how are you feeling? Nervous, but I'm really excited to show the judges how I play and everyone in the crowd. And how was the rehearsals on stage just now? It was exhilarating. It was a lot more fun than I thought it would be. They give you a lot of good input on what you should and shouldn't do when walking onto the stage and walking off the stage. So it was a bit of a learning curve for me. And tell me, Liam, is it your first time being backstage of a production like this? It is my first time being backstage for anything, actually, unless you count the previous rounds of the competition. First, but definitely not last. Definitely not the last. It's so exciting. Volgende week in Hollywood hier kom ek. Ons woon die groot finale showcase aand by en vind uit hoe vaar die spanne van Namibië en Suid-Afrika. En Stefan Besaidnout se hele wêreld verander in 'n oogwink.